Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van almal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Die skrifkenner het vir hom gesê, uitstekend meester, dit is waar wat hy sê, dat hy die enigste is, en dat daar geen ander is as hy nie. Om hom lief te hê, met jou hele hart, jou hele verstand, met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. Toe Jesus sien, dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Niemand het dit toe meer gewaag, om hom iets te vra nie. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het, Jesus stories, ons is vandag in deel 52, baie welkom by deel 52, ons praat oor Jesus, want dit is waaroor 'n kerk veronderstel is om te praat. 'n Kerk se nommer 1 doel is Jesus, om mense voor te stel, sodat hulle kan red en hulle sy disippels kan word. Kerk se doel is nie om offerande op te neem, en nagmaal te hou, en vir jou lekker sagte sitplek te gee, of koffie voor die tyd nie. Dis alles vrug van as ons Jesus gekroon het as ons koning. Ons leer Jesus ken, want sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken, goed sal ken. En hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk na wat hy gesê het en wat het hy gedoen. En wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen? Hy het self gesê, ek het net gedoen wat ek my Vader gesien doen het in Johannes 5. Johannes 12 het hy gesê, ek het net gesê wat ek my Vader gehoor sê het. En dit was Jesus sy hele missie op aarde. Hy het nie aandag gegee aan wat hy wou gehad het nie. Van sy eerste asem wat hy gevat het toe hy gebore is, tot sy laaste asem, het alles net gegaan om te sê wat sy Vader sê, en te doen wat sy Vader doen. Dis waar sy lewe gedraai het. 100% van die tyd, die heeltyd, was hy nooit besig met sy eie agenda nie. En tot vandag is hy die enigste een wat dit reg gekry het, om sy hele lewe net daaraan te spandeer. So ek wil vanoggend begin met dit wat ek sopas vir jou gelees het, en ek wil jou 'n vraag vra, en ek gaan vir almal so 10 sekondes gee om gou-gou aan 'n syfer te dink. Die vraag is as volg, gee jouself 'n punt uit 10 uit vir jou liefde vir God en vir mense. Dink gou, 1 beteken, ek is nie regtig lief vir die Here of vir mense nie, en 10 beteken, ek is baie lief vir die Here en vir mense. Gee jouself 'n punt uit 10 uit, 10 sekondes, terwyl ek water drink. Jy moet nou aan 'n getal dink. Hoe jy hierdie vraag antwoord, word bepaal deur spesifieke faktore, wat ek gou vir jou gaan verduidelik. Dit hang af hoe jy dink oor wette en reëls. Alles hang daarvan af. God het vir sy volk Israel die 10 gebooie gegee. En die Jode, en hy het nog 'n klomp ander seremoniële reëls ook vir Moses gegee om vir die volk deur te gee, en dan het die Jode nog die oorgelewerde gebruike gaan bysit. Daar was omtrent 613 van hierdie wette. En wat was die doel van dit? Wat jy dink is die doel daarvan gaan afhang hoe jy hierdie vraag antwoord. Wat se punt jy jouself gaan gee? Wat is die doel daarvan? Wat is die doel van reëls en gebooie? Wel, hoekom het ons reëls vir ons kinders in ons huis? Daar's grense waar binne hulle mag beweeg, sodat dit hulle beskerm, sodat dit vir hulle rigting gee, sodat hulle veilig kan voel. Dis die rede daarvoor. Dis die rede vir reëls. Die probleem daarmee egter was, dat toe God daai reëls vir die mens gegee het hy geweet hulle gaan nie daarby hou nie. Want hy's alwetend, hy's soewerein. Wat beteken hy's alwetend? God het geweet hulle gaan nie daarby hou nie. Nou hoekom gee hy dit dan vir hulle? En as ek en jy vanoggend hier moet sit en ons moet dood eerlik met onsself wees, dan hou jy ook nie by jou eie reëls nie. As jy 'n nuwejaarsvoorneme gehad het van jy gaan elke dag jou Bybel lees en bid, dan sal ek verbaas wees as jy vanoggend jou hand opsteek en sê ek doen dit nou nog van die 1 Januarie af. Dit was jou voorneme, maar jy het dit nie noodwendig reg gekry nie. Jy is dalk iemand wat sê ek ry volgens die spoedgrens.
En jy het die hele jaar nog nie een keer die spoedgrens geoortree nie. Ek sal regtig verbaas wees. Ons kry dit eers reg om ons eie reëls te hou nie. En hoekom het God hierdie reëls vir die mens gegee? Want hy het geweet hulle gaan nie daarby hou nie. Geen mens kon 100% by hierdie reëls hou nie. In die tuin van Eden het die slang vir Eva gesê, as jy van hierdie vrug eet, gaan jy soos God wees. En sy het ingekoop in daai leuen in. Maar God het nie die mens geskape om afhanklik van homself te wees nie. God het die mens geskape om afhanklik van hom te wees. Die mens kan nie op sy eie bestaan sonder God nie. Hy kan nie. Maar die mens het dit nie ingesien nie. Die mens kon dit nie sien nie. En die enigste manier om vir hulle te wys hulle kan nie, kom ek gee vir hulle reëls. Dan kan hulle aan hulle self bewys, hulle kan nie, hulle het my nodig. En dit was die doel in jou Bybel van jou 10 gebooie. So met ander woorde, as jy vir jouself enige iets van 'n slaagsyfer gegee het, uit 10 uit, dan verstaan jy hierdie nog nie. Jy kan nie vir jouself 50% gegee het nie. Ek's definitief vir 2. Ek haat nie God nie, en ek haat nie mense nie, maar ek sukkel. Om God regtig lief te hê soos Jesus hom gehaat het, en om mense lief te hê, soos ek myself lief het. As jy op enige oomblik jou Bybel oopmaak en daar's 'n gebod in, is die eerste gedagte wat in jou kop moet inkom, ek het genade nodig. Nee, hierdie gaan ek reg kry nie. Hierdie gaan ek onder die knie gesit nie. En dis die doel van gebooie. Is om ons afhanklik te maak van God en sy genade wat ek nodig het om elke dag van my lewe te leef. En hierdie is niks anders as dit nie. Hierdie storie van vanoggend, hierdie storie wat ek vanoggend vir julle gaan lees, dis nie binne jou vermoë nie, ek het dit sopas gesê, om te slaag in hierdie nie. Die storie wat ek vanoggend vir jou gaan lees, is die vraag oor die belangrikste gebod. En net om vir julle so 'n bietjie konteks te skets, vir die van julle wat nou al hierdie stories vir 'n rukkie bywoon, julle weet, maar vir die res van julle, is ons in die laaste week van Jesus se lewe. Dis Woensdag. Ek dink ons is nou al die 7de Sondag op Woensdag. Vrydag is die kruisiging, maar ek dink ons gaan volgende jaar maar daar uitkom, as ons gelukkig is. Dis Woensdag. Maandag het Jesus op 'n donkie ingery in Jerusalem, in honderde duisende mense het sy lof besing en gesê, Hosanna, seun van Dawid. Dinsdag het hy in die tempelterrein ingestap wat 11 hektaar groot is, en al die geldwisselaars se tafels omgegooi met hulle geldblikke en die vee uitgejaag en gesê, hierdie is nie 'n plek van besigheid nie. En Woensdag daag al die Joodse leiers op hom op, om net genoeg skietgoed te kry om hom dood te kry. Daar's 'n spanning in die lug, hy bedreig hulle hele bestaan met dit wat hy besig is om te doen. En hulle bombardeer hom met vrae, en hulle stuur verskillende groeperingsmense na hom toe, om te kyk of hulle hom kan vasvang met een of ander vraag wat hy anders iets sê as wat reeds in die Ou Testament staan. So hulle stuur die Fariseërs en die Herodiane en die Sadduseërs, as jy nou al hier was, en alles wat ons daaruit leer. En vandag stuur hulle 'n skrifgeleerde. Nou, net vir jou om die verskil te verstaan van wat was 'n skrifgeleerde in die Bybelse tyd. 'n Skrifgeleerde is soos wat ons vandag in die moderne dag noem 'n prokureur. Maar in die Bybelse tyd het 'n skrifgeleerde die wet van Moses opgeswat. Vandag swat 'n prokureur die landswet op. So as jy 'n Fariseer wil vergelyk met 'n skrifgeleerde in die Bybelse tyd, dan sou die Fariseer tipiese ou gewees het wat vir die kerk gewerk het. En die wetsgeleerde sou soos 'n prokureur gewees het as daar een of ander Jode moes uitgesorteer geraak het of hom moes 'n verhoor gewees het, dan sou daar 'n skrifgeleerde gewees het wat ingestaan het of hierdie ou geverteenwoordig het. So die skrifgeleerde kan ook 'n Fariseer gewees het, of hy kon 'n Sadduseer gewees het, hy kon enigeen van die twee gewees het. Maar 'n skrifgeleerde het gespesialiseer in wat sê God se wet, en hy het dit op die punte van sy vinger uit sy kop uitgeken. Meeste Jode het, baie Fariseërs sou ook. So, en as ons Markus se storie lees, dan sê Markus, nee, al hierdie gesprekke het nou tussen Jesus en hierdie verskillende groeperings gebeur, en hierdie skrifgeleerde het nou maar toevallig daar gestaan, en hy wou nou by Jesus ook iets hoor. Maar in Matteus lees ons, toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs sweye opgelê het,
het hulle bymekaar gekom. So na laasweek wat ons gepraat het oor die Sadduseërs wat vir Jesus die vraag gevra het oor lewe na die dood. Toe kom die Fariseërs bymekaar en hulle plant toe hierdie skrifgeleerde om te kyk of hy Jesus kan vasvang. Nou net nog 'n stukkie ding as konteks wat ek wil sê is, daar's die Talmud, ek weet nie of julle weet wat die Talmud is nie. Die Talmud is die Joodse kommentaar op die Pentateeg, die eerste 5 boeke van jou Bybel. Dis 'n Joodse boek, is ook verskryf deur verskillende mense, en is soos 'n kommentaar oor God se wet. En in die Talmud lees ons van 'n Hillel, die ouderling, 'n Joodse ou, wat 20 jaar na Jesus gebore is, die eerste 20 jaar van Jesus se lewe, het hy gepreek, en hy het half opgesom, wat is die belangrikste gebod? Want hierdie was nogal vir hulle 'n ding van, hoe kan ons hierdie so eenvoudig as moontlik vir die volk leer? Waar gaan alles? En ek wil net gou kyk, ek dink ek het dit op, ek wil vir julle lees wat het hy gesê, en ek lees dit vir julle in Engels. Hillel is sy naam, die ouderling. Hy het gesê, what is hateful to you, do not do to your neighbor. This is the whole Torah, wat die eerste 5 boeke is van die Bybel. The rest is commentary. So, daar was hierdie beweging onder die Jode van, hulle wil weet waar gaan het, en hier is waar ons die goue reël vandaan kom, wat ons vandag noem die goue reël, doen aan ander soos wat jy en jouself wil gedoen het. Hy het gesê, wat jy haat, moet dit nie aan iemand anders doen nie. En hier kom hierdie ou vandag, en hy gaan nou vir Jesus vra, wat is Jesus se kruks? Want hulle het almal saamgestem met Hillel se weergawe hiervan. Waaroor sê Jesus gaan dit? En hier staan, hier lees ons nou in Markus, een van die skrifkenners, wat 'n skrifgeleerde was, wat hulle hoor redeneer het nader gekom, en hy gaan toeslaan met sy vraag. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom. Nou, ek wil net dit by sê, as jy nou die laaste paar weke hier was, Jesus het met hulle die vloer gevee elke keer. Hulle kon nie naby hom kom, hulle was verbaas oor sy antwoorde. Hy het homself nie een keer in die moeilikheid laat beland nie. Inteendeel, hulle monde het oopgehang. Hulle het by tye gedink, daar's geen manier dat hy gaan loskom nie, uit hierdie vraag uit nie. En hy het nou net weer eens gesien, Jesus het hierdie ou so goed geantwoord. En hy vra toe vir Jesus, watter gebod is die belangrikste van almal? Wat is die kruks? Wat is die punt? Waarmee is God besig? En Jesus het hom geantwoord. Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. En hierdie, wat Jesus hierso sê, is quoteer hy uit Deuteronomium 6 uit, wat hulle noem die Shema. Nou die Jode bid hierdie, die ortodokse Jode bid hierdie 2 keer 'n dag. Daar is net een God, en ek moet hom lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my krag. Hulle bid nie, ek moet my naaste lief hê soos myself nie. Nou ek wil dit graag vir julle lees. Hier is hoe dit staan in Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Hy sê, luister Israel. Shema beteken luister Israel. Dit beteken luister aandagtig, luister om te doen wat jy nou gaan hoor. Die Here is ons God, die Here alleen. Ek moet dit ook net bysê om vir julle konteks te gee. Toe hulle die eerste keer die Shema gehoor het, was uit die mond van Moses uit. Israeliete is sopas uit Egipte uitgelei deur die woestyn, en daar was 'n hele generasie 40 jaar in die woestyn wat daar moes uitsterf, wat nie hulle vertroue in God wou sit nie, om hulle in die beloofde land in te lei nie. En God het gesê, wel julle gaan almal uitsterf. Maar daar's 'n hele nuwe generasie gebore in daai tyd. En hulle staan op die brink om oor te gaan in die beloofde land in. En as jy Deuteronomium 5 gaan lees, al hier van 4 af, is daar 'n groot oproep van Moses. Moses trek al hierdie mense bymekaar voor hulle in die beloofde land ingaan. En daar's 'n verskriklike groot oproep dat hulle nou moet asseblief begin gehoorsaam raak. Moenie soos die vorige generasie ongehoorsaam wees nie. Bly by God, wees gehoorsaam. En toe lees hy vir hulle die Shema. So hy sê, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met jou hele hart, siel lief hê, met al jou krag, en hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op die pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. Christus.
Dis dieselfde soos kry 'n hangertjie. Vandag sit ons nie meer op ons deurkusyne nie, daai tyd het hulle. Vandag sit ons dit as 'n magneet op die yskas vas. Maar sorg dat jy hierdie in jou lewe nie vergeet nie. So hierdie skrifkenner wat nou voor Jesus staan, ken hierdie uit sy kop uit. En hy bid hierdie gebed 2 keer 'n dag. En as hy hierdie gebod hoor, dan vertel hy vir homself, 10 uit 10 vir my. Ek doen hierdie 10 uit 10, elke dag. En as jy enigiets weet van Jesus stories tot vandag, dan weet jy, hulle het die pot so ver misgesit, hulle was nie eers naby om vir God lief te wees en vir mense lief te wees nie. Die enigste mense vir wie hulle lief was hulle self. En hulle het mense sommer reguit vertel, jy is nie deel van God nie, jy is onrein, jy sal nooit by God uitkom nie. Maar hulle het vir hulle self vertel, 10 uit 10, heel dag lank. Hulle het nie besef wat die rede was van die gebooie nie. Dis hoekom hulle Jesus doodgemaak het op die einde van die dag. So wanneer Jesus vir hom hierdie gebod gee, was Jesus se intensie was gewees, jy moet besef, jy kan hierdie nie doen wat ek nou vir jou sê nie. Jy het iemand nodig, jy het 'n verlosser nodig, jy het genade nodig. Maar dis nie wat hy hoor nie. Dis nie wat hy hoor toe hy hierdie woorde hoor nie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel en jou verstand. Nou hoe werk dit om die Here my God lief te hê met my hele hart, my siel, my verstand? Wat is die hart? Jou hart is waar is 'n bron van emosies, is waarin jy dink, is al die inligting wat jy bymekaar maak, is waar jy jou emosionele kapasiteit spandeer, aan alles waarin jy jou tyd spandeer. Alles wat jou denke dink. Jou verstand is hoe jy redeneer en hoe jy leer. En al jou krag is al jou energie wat jy elke dag het. Hoe spandeer jy dit? Hoe spandeer jy jou fisiese krag elke dag? En as ons vanoggend hier moet sit en ons moet almal met mekaar eerlik wees, moenie vir my vertel jy is konstant besig om net te dink en te sê wat God sê en dink nie. Ek doen nie. Want ons doen nie. En hoe lyk hierdie liefde? Hier is hierdie ware verhaal wat ek julle wil vertel om hierdie te illustreer. Hierdie dosent by die universiteit het 'n klomp teologiese studente en die teologiese studente stap by die deur en daar's meisies en ouens in die klas. En hierdie een meisie stap in, maar sy het haar hand is in die lug. Soos, jy weet, krap my kop met my ringvinger en die hele wêreld moet hierdie diamant aan haar vinger sien, soos sy by die klas, maar net so breë glimlag. En die ouetjie wat agter haar in die klas stap het ook net so groot glimlag. Pad om klas by te woon. En die dosent merk dit op en hy sien, hier's baie verliefdheid in die lug. En hy vra toe, kom ons noem maar sommer Susan, is jy verloof? En sy sê, ja. En hy sê, is dit dalk aan Jannie agter jou? Ek dink hierdie name uit soos ons aangaan. En sy sê, ja, dis Jannie. En die dosent besluit, hy moet hierdie nou verander in 'n leeroomblik in. Hy besluit, hy gaan hierdie as 'n illustrasie gebruik. En hy sit daar so half bietjie in 'n ongemaklike situasie en hy begin haar toe nou vra oor liefde. En hy sê vir haar, okay, voor ons begin met die klas, sê gou vir ons, is jy lief vir hom? En sy sê ja. En hy sê, maar hoekom? Hoekom Jannie? En sy sê, want hy is baie intelligent. En die dosent kyk so oop, nou, kom ons sê nou maar sommer Koos toe, en sy sê, okay, as ons nou Jannie se rapport vergelyk met Koos se, dan is Koos meer intelligent. So wees dan gou eerlik met ons, jy weet, hoekom het jy vir hom ja gesê? Sy voel toe half ongemaklik, sy sê, wel, want hy is sportief. En die dosent sê van, okay, jy weet, Jannie speel in die span waarvan Koos die kaptein is. En sy begin so ongemaklik voel oor hierdie storie en hy sê, maar wees nou, ons moet nou aangaan met die klas, wees nou eerlik met ons, hoekom het jy ja gesê, hoekom is jy lief vir hom? Wat? En sy sê, man, hy is mooi. Okay, maar Koos het meneer universiteit hierdie jaar gewen.
Ja, sy is ongemaklik. Sy sê, nee maar, hy snaaks en hy kam sy hare, man, want hy is Jannie. En hy sê, presies. Dis hoekom jy verloof geraak het aan hom. Die enigste manier om dit te beskryf, was in die naam. Jy is nie lief vir hom vir sy kwaliteite nie. Die beste manier om te beskryf vir wie jy lief is, moet jy sy naam noem. Jy is nie lief vir wat hy vir jou gee nie, jy is lief vir hom vir wie hy is. In sy totaliteit. En dis wat julle hart, siel, verstand en krag beteken. Ek is nie lief vir God vir wat hy vir my doen nie. Ek is lief vir God vir wie hy is. In sy totaliteit. Wat dadelik vir my en jou die vraag in ons lewe moet wakker maak is, weet jy ooit wie is God? Want daar's geen manier dat jy hom so kan lief hê as jy nie eers weet wie hy is nie. Nee, hy is die een wat my asem in my longe sit, hy is die een wat vir my kos gee, hy is die een wat my beskerm. Dit klink vir my of dit baie oor jou gaan en niks oor hom nie. Ons is nie lief vir God vir wat hy vir ons gee nie, ons is lief vir God vir wie God is. En dis wat hierdie beteken. My hele hart, my hele siel, al my verstand. En toe, ons lees hierdie in Matteus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand, al jou krag. En die tweede wat hieraan gelyk staan, sê Matteus. Met ander woorde, hierdie is een opdrag, dis nie twee opdragte nie. Dis een opdrag wat op twee maniere uitgevoer word. Wat gelyk jy aan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. So Jesus antwoord hierdie skrifgeleerde wat voor hom staan, wat die wet uit sy kop uit ken en glo hy leef volgens dit. En wat Jesus besig is om vir hom te sê is, jy het 'n verlosser nodig. Want as jy kyk hoe hanteer jy mense, dan sal jy ook besef, ek het 'n verlosser nodig. As ek kyk na hoe geduldig ek is en hoe vriendelik ek is en hoeveel mense ek nie sal omgee as hulle hel toe gaan nie. Soos vanoggend nou eerlik met mekaar moet wees. Ek bid nie eers meer vir hulle nie. Hulle moet net uit my pad uit bly. Dan is hierdie ou was veronderstel om bewus te raak dat hy 'n verlosser nodig. Geen ander gebod is belangriker nie. Niks in my Bybel is belangriker nie. En kyk die skrifkenners se reaksie. Hierdie ou het nie gehoor wat Jesus gesê het nie. Uitstekend, meester, daai woordjie meester is teacher in Engels, leermeester. Want dit klink amper soos Hillel wat in die Talmud gepraat het. Dis waar wat u sê. Dat hy die enigste is en dat daar geen ander is as hy nie. Sien jy dat hy ook net dit gesê het? Hy het die tweede gedeelte van hierdie opdrag van Jesus heeltemal geïgnoreer. Daar's net een God. Want hulle het geglo, solank ek in 'n veilige verhouding met die Here staan, is ek okay. Survival of the fittest. En daai ding is tot vandag toe nog in ons samelewing. Ek kan 'n verhouding met die Here hê en ek hoef niks met mense uit te waai nie. Daar's nie 'n manier dat ek iets met mense uit te waai nie. Ek weet nie hoe kry jy dit reg om te sê ek dien die Here, maar sny jy totaal self af van gemeenskap met mense af nie. Dit bestaan nie. Ek weet ons kry dit reg as gevolg van ons sondige natuur. Dis die heel beste verduideliking. Maar daar's nie 'n manier dat jy vir jouself kan vertel dat ek kan God lief hê en ek kan met mense maak wat ek kan wil nie. Daar's geen manier dat jy die twee kan skei nie. Hierdie ou erken net dat daar een God is. En is in 'n tyd, jy weet, hoekom het Moses hierdie vir daai klomp jong mense gesê voor in die beloofde land ingaan het, want die wêreld glo tot vandag toe daar's baie gode. Vandag het ons moslems en boeddiste en hindoes en al die verskillende gelowe en daar's verskillende gode. Daar is net een God, ten spyte van wat 'n mens besluit om te glo. Daar is net een God op hierdie heelal waarin ons bestaan. En hulle was op pad in 'n vreemde land, in 'n heidense land wat deur heidense besit word, wat geglo het in die Griekse gode, en allerlei ander gode. En as jy daar is en jy word versoek, onthou, daar is net een God.
Dis hoekom Moses hierdie woorde vir hulle gesê het. Dis hoekom hulle hierdie 2 keer 'n dag moes gebid het en herhaal het in hulle Joodse tradisie. Dis hoekom hulle dit moes doen. Uitstekend, Here, uitstekend meester, dis waar. Daar's net een. En ek kry dit reg. En toe sê Jesus hierdie woorde, om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. Daai ou het nie in daai oomblik besef wat Jesus vir hom sê nie. Want 'n Jood, skrifkenner, fariseer, sadiseer, maak nie saak wat hulle ampe was nie. Dit het vir hulle alles gegaan oor hoe ek myself opoffer. En as ek myself opoffer, bewys ek nie net vir myself dat ek ernstig is nie, ek bewys dit ook vir die mense wat vir my kyk. Ek is oneindelik oneerlik. Ek het eintlik my eie agenda waarmee ek besig is. Ek het myself meer lief as vir God en ek gaan oor mense regeer en hulle beheer. Maar solank almal dink ek is lief vir God, dan is ek tevrede. En hoe het hulle dit vir die mense gewys? Deur offers. As jy vandag 'n ortodokse Jood raakloop, hulle vas 2 keer 'n week. Hulle hou 'n Sabbat, Vrydag aand 6uur tot Sondag, Saterdagoggend 6uur. Hulle gee 23% van hulle inkomste weg. Offerandes, tiendes, almoses vir bedelaars. En hulle doen dit sodat almal sien. Dan kry hulle hande klap. Hulle bid 2 keer 'n dag, so, toegewyd. En hulle het vir hulle self vertel, dis hoe ek vir myself bewys dat ek God liefhet. En dat hy die enigste God is. En wat kry ek wanneer ek hierdie offers bring? Nee, God seën my. Ek kan na hom toe gaan en ek kan ontslaa raak van my sondes. God seën my en ek raak ontslaa van my sondes en hy beskerm my. Dit gaan alles oor jou. So Jesus sê vir hulle, die ware toets is, wees eerlik met jouself. Hoe lief het jy God? Weet jy ooit wie hy is? En hoe lief het jy mense? Nie wat jy doen vir die hele wêreld om te sien nie. Ek weet nie of hierdie ou Jesus, hy het definitief nie Jesus gehoor nie. Dit kan ek vir jou sê. Jesus sê vir hierdie ou, jy het reg geantwoord toe jy gesê het jy moet God lief hê. Doen dit en jy sal leef. Hoekom sê Jesus vir hom dit? Hy glo dan klaar hy doen dit. Want hy doen dit nie. Hy kan dit nie doen nie. Die enigste manier vir hom om te leef is om te sê, ek het 'n verlosser nodig, wat die hele tyd, elke dag van sy lewe, net gesê het wat God gesê het, en net gedoen het wat God gedoen het. Iemand wat van sy eerste asem tot sy laaste asem, net spandeer het, om sy hemelse Vader lief te hê met sy hele hart, siel en verstand en krag, en sy naaste soos syself. Ek het so iemand nodig, in wie ek my vertroue kan sit, sodat ek by God kan opeindig. En dis my enigste manier om dit te doen. So Jesus sê vir hom, jy is eintlik hier om skietgoed teen my te kry, terwyl ek die een is wat jy moet vertrou, om by God uit te kom. Dis wat jy veronderstel is om te doen. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, daar is net een God, sê hy vir hom hierdie woorde, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Beteken ook, hy is nie in die koninkryk van God nie. Die enigste verskil is, jy dink jy kan dit self doen. Jy kan die waarheid ken, en nog steeds buite die paleis se hekke staan. En nie deel wees van God se werk nie. Deel wees van God se teenwoordigheid nie. Jy ken die waarheid. Maar jy maak staat op jou eie krag. Jy is nie ver nie. En dan lees ons hierdie woorde. Niemand het dit toe meer gewaag om hom iets te vra nie. Want hy het elke liewe keer met hulle die vloer gevee. As ek in die oggend opstaan, word ek oorweldig deur God se genade in my lewe en my onvermoë en sy vermoë. Dis vir ons veronderstel is om elke dag van ons lewe te leef. En weet jy wat gaan gebeur as jy daar begin leef? Jy gaan die wêreld deur 'n ander lens begin sien.
Jy gaan ophou om mense die hele tyd te veroordeel en te dink jy is soveel beter as die res van die wêreld om jou. Ek's reg en almal is verkeerd. Wat leer ons by Jesus? Nommer 1. Hy is die enigste oppergesag. En ek het spesifiek geskryf oppergesag, want jy moet vanoggend met jouself eerlik wees. Ek sê dit altyd hier, ek sê as jy hoef nie vanoggend te sê wat gaan in jou aan nie, maar wees ten minste net met jouself eerlik. Wie slaan die gitaar in jou lewe? As daai ou spring jy so hoog? Jy vra actually hoe hoog en dan gaan jy so hoog. Is dit jou werk? Is dit jou man? Is dit jou vrou? Is dit jou besittings en jou geld? Of is dit regtig God? Wie is die oppergesag in jou lewe? Liefde vir God en mense kan nie geskei word nie. Jesus het dit gesê, nie ek nie. En as jy dit regkry om dit te skei, dan is jy definitief nie op 'n punt waar jy besef hoeveel genade jy nodig het nie. Dan dink jy nog definitief te veel van jouself. Dan was jou punt uit 10 uit hopeloos te hoog. 100% liefde vir God en mense is onbereikbaar in hierdie wêreld, want ek en jy is nie perfek nie. En God verwag perfek. Daarom sê hy, sit jou vertroue in my seun wat perfek was. Jy kan dit nie op jouself sit nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Want ons doen nie. En dit lei na die volgende punt, toe die grootste gebod herinner die mens dat verlossing nodig is. En dis hoekom God dit vir jou gegee het. As jy jou Bybel deurwerk om te kyk om so gehoorsaam as moontlik aan elke wet te wees, moet dit nie wees omdat jy dink jy kan dit doen nie. Dan moet dit wees omdat ek God wil behaag. Omdat ek dankbaar is vir wat hy vir my doen. Nie omdat ek dit kan doen nie. Ek doen dit uit dankbaarheid uit. Vir die groot werk wat hy in my lewe gedoen het. En laastens, 'n geredde soek God. En ek skryf dit daar, want ek beleef dit baie, dat mense nie hulle verstand aanwend, wanneer dit kom by hulle verhouding met die Here nie. Dis 'n gevoel. Dis 'n ervaring wat ek het. Dis 'n belewenis wat ek het. Dis iets wat vir my gegee word op 'n Sondag in die kerk. Ek het nie nodig om regtig my verstand so aan te wend, soos dat ek hom by die werk aanwend, of soos wanneer ek in 'n gesprek is oor 'n intelligente onderwerp met iemand nie. Jou verstand is ook vir jou gegee om hom aan te wend, om God te ken. Jy soek God met jou verstand ook. Jy leer meer van hom ook op 'n konstante basis. Uit dankbaarheid uit vir wie hy is, sodat jy vir hom kan sê, Here, nie my lewe nie, maar u lewe. Dis nie my vermoë nie, dis u vermoë wat u my gegee het. God het in ons elkeen, toe hy ons tot bekering gebring het, toe hy ons weer laat gebore geword het, het in ons elkeen 'n begeerte gesit vir hom. En as ek aandag gee aan daai begeerte aan my binnekant, leer ek God beter ken. En jy doen dit met jou verstand ook. Dis nie net 'n gevoel nie. Dis nie net iets wat vir jou gegee word nie, dis iets waaraan jy ook deelneem. Uit 'n plek van dankbaarheid vir die feit dat hy jou gered het. Ek sluit af met hierdie laaste skrifvers. Hierdie gebeur nou eers môre aand, wat ons teen eers volgende jaar oor gaan gepraat, as ons nou kronologies werk. Jesus sit saam met al sy disippels om sy tafel, nê? En net die vorige dag, die Woensdag, het hy hierdie woorde nou vir hierdie skrifgeleerde gesê. Môre aand sit hy met sy disippels om die tafel en hy sê vir hulle hierdie woorde voor hy Vrydag gekruisig gaan word. Hy sê vir hulle, ek gee julle 'n nuwe gebod. Die oomblik as jy lees gebod, moet jy weet ek het genade nodig. Nie hierdie gaan ek eis nie. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het. En daar is Jesus 'n nuwe opsomming. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. So Jesus sê vir jou, fokus op die genade wat ek vir jou gegee het, wat jy nie verdien het nie. En daai selfde genade deel jy vir die ouens langs jou uit. Ek wil net vanoggend vir jou sê, as jy dink jy kan werk in jou verhouding met die Here, dink weer. Israel kon dit nie reg kry nie.
Die vertikale verhouding met die Here kan jy nie aanwerk nie. God het dit kom herstel en hy gee dit vir jou as 'n geskenk. Waar jy kan begin werk is horisontaal. Met die ou langs jou. 'n Verhouding met die Here is 'n geskenk. Dis iets wat jy uitsorteer nie. Dis iets wat jy teweeg bring nie. 'n Verhouding met jou buurman om vir hom dieselfde genade te gee as wat die Here vir jou gegee het, is iets wat jy kan doen. So as jy vir my sê jy werk in jou verhouding met die Here, dan beteken dit jy werk aan jou menseverhoudinge. Jy is besig om vir mense te vertel van Jesus en jy is besig om van hulle dieselfde genade te bewys as wat die Here vir jou bewys het. Kom ons bid saam. Ons sê onse Vader, ons loof en ons prys U vir U woord, wat ons inspireer en ons leer, wat ons afhanklik maak. Here, vergewe ons vir ons hoogmoed. Of die feit dat ons dink ons kan. Here, dit gebeur so maklik. Dit sluip so maklik in dat ons self in beheer wil wees. Heilige Gees, gee ons die krag, gee ons die wysheid en die insig om nooit te laat gaan van U waarna ons vasgegryp het as ons verlosser nie. U is ons deur in die koninkryk van God in. En mag ons lewens uit dankbaarheid daarvan getuig teenoor U en die mense rondom ons. Dis my gebed vanoggend. In die naam van Jesus. Amen.